Handelinge 8 vanaf vers 26 tot en met 40. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons word stil voor die Here en kom ons bid verligting van sy gees. Almagtige, ewige God en Hemelvader, Here, vanoggend vir ons as u kinders 'n voorreg om weer stil te wees. Stil te wees voor u troon, Here. Stil te wees waar ons wil luister wat u vir ons leer. Ja, Here, ons is nie altyd stil nie. Ons het ons diens vandag, Here, begin met lof en eer aan u. Ons het ons geloof in u bely en u, o Here, het u wet vir ons kom gee. En dan kan ons, o Here, ons monde oopmaak en getuig, Here Jesus, van u offer. Nou is ons stil, Here. Wanneer u woord, u geïnspireerde woord voor ons oop lê. Ja, Here, dit is nou wanneer Satan die geraas in ons koppe wil laat weer klink, sodat ons nie hoor wat u wil sê nie. Wat u Gees deur u woord en deur u diensknegt wil sê nie. Here, ons wil vra, kom maak ons leeg, o Heilige Gees, van dit wat daar buite is. Of dit wat ons hier binne gehoor of gesien het, wat dalk ons aandag van u woord aftrek. Maak ons stil, Here, sodat ons, Here, u stem kan hoor. Ons as die kinders kom vra, Vader, spreek met ons, deur die woord, deur u Gees. In Jesus naam. Amen. Handelinge, hoofstuk 8, vanaf vers 26. 'n engel van die Here het vir Filippus gesê, maak gereed en gaan na die suide, met die pad wat van Jerusalem afwaarts loop tot in Gaza. Dit is 'n verlate pad. Hy het toe gereed gemaak en vertrek. En kyk, daar was 'n man van Ethiopië, 'n eunig, 'n hoë amptenaar van die Kandake, die koningin van die Ethiopiërs, wat in beheer van haar hele skatkis was en na Jerusalem gegaan het om te aanbid. Hy was al op pad terug en het op sy wa die profeet Jesaja gesit en lees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan nader en bly by daardie wa. Filippus het nader gehardloop, om die profeet Jesaja oorlees en gevra, verstaan u wat u lees? Hy het geantwoord, hoe sou ek kon as niemand dit vir my verduidelik nie? En Filippus genooi om op die wa te klim
en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy besig was om te lees was: soos 'n skaap is hy ter slagting gelei, en soos 'n lam wat stom is voor sy skeerder, so maak hy sy mond nie oop nie. En sy vernedering is regspraak hom ontneem. En wie sal sy nageslag kan opnoem? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. Die enig sê toe vir Filippus: ek vra jou, van wie sê die profeet dit, van homself of iemand anders? Filippus het begin praat en vanuit hierdie skrifgedeelte die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Langs die pad kom hulle by 'n plek waar daar water is. Die enig sê toe: kyk, water. Wat verhoed dat ek gedoop word? Hy het opdrag gegee dat die wa moet stil. En hulle het albei afgeklim tot in die water, Filippus sowel as die enig. En hy het hom gedoop. Toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus weggeneem en die enig het hom nie meer gesien nie. Maar hy het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus egter is in Asdod gevind. En soos wat hy rondgereis het, het hy die evangelie in al die stede verkondig, totdat hy in Caesarea aangekom het. Broeder en suster, 'n baie bekende gedeelte, maar ook 'n baie besondere gedeelte, interessante gedeelte. Ek wil graag 2 verse as teksgedeeltes, of 2 gedeeltes van verse vir u gee. Vers 27 van Handelinge 8. Hy het toe gereed gemaak en vertrek. Vers 29 en 30. Toe sê die Gees vir Filippus: gaan nader en bly by daardie wa. Filippus het nader gehardloop, hom die profeet Jesaja oorlees en gevra: verstaan u wat u lees? Vandag die 6de preek in hierdie reeks oor die disippels van die Here Jesus. Manne met verskillende agtergronde, met verskillende vermoëns, met verskillende talente. Manne soos Judas Iskariot waar ons begin het, wat meer in sy lewe gehad het as Jesus Christus. Matteus, wat eensaam in sy tolhuis moes sit, terwyl niemand van hom gehou het nie, en almal wat hom uitgestoot het. O ja, en dan was daar nog die fanatiese godsdienstige vegter, Simon die Zeloot. Nie een van die disippels was dieselfde nie. Verlede week het ons gehoor van Nathanael of Bartolomeus, die een wat ons ook kon sê, maar dit was waarskynlik die mees perfekte disipel, want hy het die woord en die profete geken, en Jesus het gesê, uiteindelik hier is 'n Israeliet sonder bedrog. En vandag is ons by Filippus, die man wat vir Nathanael na Jesus toe gebring het. 'n Jong man wat van Betsaida af, langs die see van Galilea afgekom het. Saam met Simon en saam met Andreas was hy bekend onder die vissersgemeenskap, en bekend met die vissersgemeenskap, want hy het die viswater geken, hy was ook visserman. Veel meer van sy agtergrond weet ons nie, maar ons weet wel dat hy Grieks en Hebreëus magtig was. Ons lees in Johannes 1. Die Here Jesus die eerste disippels roep, Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. En dan lees ons in vers 35 tot 39. Die volgende dag het Johannes en 2 van sy disippels weer daar gestaan. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê: kyk, die lam van God. Die 2 disippels
het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omdraai en hulle hom sien volg, vra hy hulle, wat wil julle hê? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, wat as dit vertaal word beteken meester, waar bly u? Hy sê toe vir hulle, kom kyk. En hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan en hulle het die dag by hom gebly. Waarom hierdie gedeelte? Geliefdes, omdat volgens oorlewering Filippus een van hierdie disippels was, wat na Johannes die Doper se preke geluister het. Saam met Andreas, ons weet Andreas, Petrus se broer, was ook daar. En dan lees ons in vers 43, die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea te gaan, en toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom, volg my. Volg my. Here Jesus se uitnodiging aan hierdie man is eenvoudig en op die man af. Net soos vir Simon en Andreas en Johannes en Jakobus, net soos vir Matteus. Volg my. Dan volg hierdie man wat op die Messias gewag het, sonder om 'n vraag te vra. En Filippus bring die volgende 3 jaar tyd deur saam met sy Messias. In die binnekring, ons het dit al 'n paar keer vir mekaar gesê, in die nouste binnekring, want Jesus het baie disippels gehad. Ons het gelees hoe daar staan en uit hulle het hy vir hom 12 gekies. En hy was 'n getuie van die Here se goddelikheid. Hierdie man het soos die ander disippels gesien hoe siekes genees is. Hy het gesien hoe dooies opgewek is. Hy het gesien blindes kan sien. Hy het beleef hoe mense vrede het nadat daar demone uitgedryf is. Hy was by die bruilof, kan jy onthou die eerste bruilof, waar water in wyn verander is. Hy was daar toe die skare gevoed is. 5 brode en 2 visse, en ons gaan daarby stil staan net. Filippus was in die binnekring van Jesus, en al wat nodig was vir hom was, volg my. In ons oë dalk net nog 'n lukrake persoon. Kinders, as julle nie weet wat lukraak beteken nie, 'n random person. Dis mos ons in Afrikaans praat wees daar, net nog 'n random persoon, net nog een. Dis hoe dit vir ons lyk. Maar die Here Jesus kies hierdie man met besondere gawes. Iemand om langs hom te loop. 'n Soekende mens. Dalk nou die vraag vir ons vra, is jy dalk soekend? Hoor jy dalk elke Sondag of dalk elke dag hoe daar van 'n verlosser gepraat word wat gekom het? Besef jy dalk dat jy hom nie ken nie? Weet jy hoeveel mense sit baie keer in die kerk en smag daarna om die Here te ken? Kom ons luister vandag na hierdie eenvoudig op die man af uitnodiging van die Here Jesus. Volg my. Jy en ek kan langs hom stap, want hy roep ons om langs hom te stap. En ek het verlede keer gesê, so naby aan hom dat sy gees in ons is. Waarom is jy hierdie man geroep? Wat het hom so besonders gemaak? Ek het al gesê, die Bybel weet ons nie meer van sy agtergrond nie, behalwe dit wat hy gedoen het en hoe hy dit gedoen het. Jesus praat met sy disippels in die bovertrek. Hy weet dat die tyd wat hy nog op aarde het,
besig is om uit te loop, en hy begin sy disippels voorberei vir dit wat voor lê. Jesus praat oor die plek waar hy gaan. En hy sê dat ek gaan om vir julle plek voor te berei, en in die huis van my Vader is daar baie wonings. En hy kom en hy sê dat die disippels die weg ken hoe om daar te kom, en ons het 2 weke gelede daarby stil gestaan, en dan kom Thomas, en hy kom sê vir hom, maar hoe weet ons die plek waarheen u gaan? Ons ken dit nie. Hoe weet ons die weg? Ons weet nie waarheen ons op pad is nie, en Thomas worstel met onsekerheid en verwarring, en Thomas kom en hy soek sekerheid by die Here Jesus Christus. En ek gaan weer lees wat Jesus se antwoord aan hom was, want daar het iets daaruit ontwikkel. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As hulle my leer ken het, sal hulle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Jesus openbaar in een sin sy unieke identiteit en sy unieke rol, die weg, die enigste pad na God. Woensdagoggend Bybelstudie, 5 solas, solus Christus, Christus alleen. Hy kom sê ek is die waarheid. Jesus sê dat hy die goddelike waarheid beliggaam. Sy leringe, dit wat hy hulle leer, openbaar God se karakter, God se plan en God se verlossing. Sola Scriptura. Die woord alleen. Die van julle wat nie weet waarvan ek praat nie, kan maar na die tyd kom vra. Dis 'n Bybelstudie waarmee ons besig is. Dan kom sê Jesus, ek is die lewe. Hy leer dat hy die ewige lewe bied deur geloof in hom. Ontvang ons geestelike lewe en versoening met God. Sola fide, geloof alleen. En dit is dan Filippus wat reageer. En hoor wat sê hy in vers 8. Here, wys vir ons die Vader. Dit is vir ons genoeg. Hy kom met 'n praktiese vraag. Die Here Jesus het 'n stelling gemaak en Thomas het 'n vraag gevra en Jesus het geantwoord en hy sê maar goed, dis die Vader. Wys net vir ons die Vader, niks meer nie. Sonder fiteriasie, sonder lang verduidelikings. Rabbi, wys vir ons die Vader. Dis al wat ons nodig het. Hy kom en hy kom vra 'n direkte vraag. Oor die openbaring van God die Vader. Hy kom en hy kom vra 'n tasbare ontmoeting. Hy's 'n praktiese mens. Hy het duidelikheid gesoek. Weet jy, Filippus het hier vir ons gewys wat dit beteken om werklik Christen te wees. Ons moet elke keer duidelikheid gaan soek van dit wat ons leer oor die Here. Ons moet die vrae vra waaroor ons worstel. Ons moet nie maar net stil bly nie, maar terwyl ons wag en ons vra in Christus se offer geanker is, en sy openbaring geanker is, terug na die woord elke keer. Miskien moet ons besef hoe prakties sy vraag eintlik is. Here, as dit dan alles waaroor dit gaan, wys vir ons die Vader. Hoeveel makliker sal dit nie vir my en my gewees het as ons net die Vader gesien het. Want sien is glo. Wys vir ons die Vader. Sou ons nie makliker met iemand anders kon praat oor die Here as ons nie net daardie tasbare ontmoeting met hom gehad het nie. Filippus is 'n praktiese mens.
maar die vraag vra om by die antwoord uit te kom. Lees ons Johannes hoofstuk 6 weer van Filippus. Volgens Markus het die apostels by Jesus byeengekom en hulle aan hom alles vertel wat hulle gedoen en geleer het. So die disipels het al aan mense verkondig. Dit was nog nie apostels nie. Hulle het nog geleer. En dan sê Jesus vir hulle in Markus 6 vers 31: Kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Want geliefdes, daar was baie mense wat voortdurend na Jesus en die disippels toe gekom en gegaan. Jesus en sy disippels het selfs nie 'n kans gekry om te eet nie. Ons lees dit. En hy het vir hulle gesê, kom ons vaar oor die see. Kom ons vaar oor die see van Galilea. Kom ons gaan na Tiberias. En dis 'n plek waar jy kan rus en dis 'n plek waar jy kan eet. Dan sê die woord, maar baie mense wat hulle sien vertrek het hulle herken en te voet van al die dorp af daarheen gestroom en nog voor hulle daar aangekom. En Lukas sê dat dit ongeveer 5000 mans was. So ek vanoggend moet raai, skat ek hier's baie naby aan 100. Miskien bietjie meer. 50 keer soveel, net die mans, sonder vrouens, sonder kinders, en ons weet vrouens en kinders het hom ook gevolg. Dan kom die Here Jesus en om vir Filippus te toets, vra hy 'n vraag. Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet? Here Jesus het klaar geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet hier is 'n wonder. Here Jesus kom na Filippus toe. Hy sê Filippus, hier het ons met 'n praktiese uitdaging te doen. Filippus, hoe gaan ons hierdie groot skare kos gee? En die praktiese Filippus se antwoord, nadat hy gaan uitwerk het hoeveel dit gaan kos, sê, moet ons dan met 200 denarius gaan brood koop en vir hulle gee om te eet? Filippus het hom geantwoord, 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen van hulle 'n stukkie brood te gee nie. Ongeveer 8 maande se salaris vir enige werker in daardie tyd, vir 'n arbeider. Filippus kom weer en hy kom reageer, hy kom wys vir ons sy praktiese aard, in plaas daarvan om 'n wonderwerk van die Here Jesus te verwag. Hy het 'n pad saam met hom gestap, hy het wonderwerke gesien. Hy het gesien hoe water in wyn verander, ek het dit net nou genoem. Hy behoort te weet, maar die Here Jesus kan 'n wonder verrig en dit gebeur. En hy probeer 'n praktiese oplossing vind op grond van beskikbare hulpbronne. Hy wat in die binnekring was, hy is geneig om na praktiese oplossings te soek. Hy is die een wat die regheid vra, hy is die een wat sê wys ons. Eerder as om wonderbaarlike ingryping te verwag. Toe Filippus vir Nathanael aan die Here Jesus voorgestel het, weet ons wat gebeur het. Bietjie iets anders as net prakties. Die Heilige Gees het begin werk en Filippus het op daardie stadium anders opgetree. Hy kom Nathanael, ons het hom gevind. Ons het die Messias gevind waarvan die Ou Testament die profete gepraat het. Dit is hy, Jesus van Nasaret. Ons het gehoor Nathanael se reaksie. Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Filippus het eenvoudig gesê, kom kyk. Prakties, tasbaar. Nathanael, ek gaan nie verduidelik nie. Kom kyk.
En hy het vir Nathanael genooi om na Jesus toe te kom, om hom eerstens te kom beleef, prakties net dit wat nodig is om by sy antwoord uit te kom. Nathanael kom saam en hy het geweet die Here Jesus sal die werk doen. Maar sy kop was logies, sonder wonders. Dan na die uitstorting van die Heilige Gees, in die begin van Handelinge, lees ons in Handelinge 8 vers 26 en 27, 'n engel van die Here het vir Filippus gesê: "Maak gereed, gaan na die suide met die pad wat van Jerusalem loop na Gaza. Dit is 'n verlate pad." Hy het ook gereed gemaak en vertrek. Wat sou die praktiese vraag gewees het om te vra? Hoe kan ek die woord daar verkondig? Daar's nie mense nie. Wat gaan dit help? Ek loop op daardie pad. Maar Filippus het gereed gemaak en hy het opgestaan sonder om 'n vraag te vra en hy het te vertrek. Ek sê weer, hy het nie gesê, maar wat gaan ek op 'n verlate pad doen nie? Hy soek nie antwoorde nie. Nee, hy het gereed gemaak en hy het gegaan. Filippus kry 'n duidelike opdrag van die Here af. Gaan op die pad waar daar min mense is. En onder leiding van die Heilige Gees loop hy daardie pad. Sien ons Filippus se geloof raak wanneer hy hier loop. Sy persoonlikheid, die mens wat hy was, het altyd die vraag gevra. Het altyd die antwoorde gesoek en nou gaan dien hy. Nou gaan doen hy. En langs die pad kom hy op 'n enig af wat op 'n wa sit en lees. Baie van ons weet nie wat 'n enig is nie. Dis die Griekse woord wat gebruik word in die 2020 vertaling. Maar 'n woord is met sy eie betekenis. En kom ek verduidelik gou. In hierdie geval is 'n enig 'n ontmande paleisamptenaar. En 'n enig het baie keer in die koning se harem gewerk. 'n Enig het baie keer baie hoë poste beklee. In Matteus word daar ook van enigs gepraat en ek sal dit op 'n later stadium verduidelik. Ons gaan dit nie nou hier hanteer nie, maar 'n enig is 'n ontmande man. Vir enig is 'n impotente man. Hierdie een was in beheer oor die koningin se skatte. Hierdie een het van Ethiopië afgekom om in Jerusalem te kom aanbid, so hy was 'n Jood. Hierdie man is 'n belangrike man op 'n verlate pad waar daar nie mense is nie. Hy is een met die gesag van die koningin van Ethiopië en hy lees uit die profeet Jesaja. Op pad terug, hy klaar aanbid en hier spook hy met hierdie teks en duidelik moes hy geld gehad het of tot sy beskikking gehad het, want baie bitter min mense het 'n boekrol gehad waarin hulle die profete kon lees. Dit was eintlik net in die tempels. So hierdie ontmoeting was nie sommer maar net nie. Hierdie ontmoeting van 'n lukrake persoon wat Jesus gekies het met 'n hoë amptenaar in die koningshuis van Ethiopië was nie maar net nie. God het sy plan in werking gestel en hy het die praktiese Filippus gebruik om te doen. Want hierdeur het die evangelie van Jesus 'n deur oopgekry in Afrika, in Ethiopië. Filippus hoor hom en hy lees en hy gaan nader en hy sê, verstaan jy wat hy lees?
Filippus doen wat hy weet die Here wil hê hy moet doen. Toe die Gees vir hom gesê het, bly naby daardie wa, het die Gees nie dit vir hom gesê om sommer maar net bietjie te loop in die skaduwee van die wa in die woestyn nie. Hy het besef hier is 'n opdrag soos wat jy en ek elke dag 'n opdrag het. Verstaan jy, vra hy vir hom. En hierdie man antwoord hom, hoe sou ek kon as niemand dit vir my verduidelik nie? En baie kort, hy verduidelik vir hom die evangelie van Christus, die lam ter slagting waarvan hierdie man gelees het wat alleen is, eensaam is. Hierdie man laat die wa stop. Hy kom tot geloof deur die werking van die Heilige Gees. En dan doen Filippus nog meer. Hierdie man word net daar gedoop. Albei het in die water. Voorafgaande skrifgedeelte lees ons van 'n skare in Samaria wat tot bekering gekom het, 'n menigte, en Filippus was daar. Daar het hy met Simon die towenaar gewerk. Maar hierdie een bekering het moontlik 'n groter impak gemaak. Die verspreiding van die evangelie. Dis die menigte. Enkele verse voor dit. Gaan lees Handelinge 8 vers 4 tot 25. Geliefdes, die Here laat mense se geloof groei. Die Here laat jou en my geloof groei deur aan ons geleenthede te gee. Ons moet mooi luister. Die Here laat jou en my geloof groei deur aan ons geleenthede te gee, waar ons kan doen wat hy vir ons sê. Ons gaan nie net kan sit en luister en niks doen en niks sê en nêrens staan en verwag dat ons werklik in ons geloof moet groei nie. En die Here kom en hy gee vir ons 'n geleentheid waar ons getuies kan wees vir ander. Filippus was 'n getuie vir Christus van die dag af wat hy hom ontmoet het. Hy dadelik na Natanael toe gegaan en gesê, kom, ons het die Messias gekry. Filippus, die praktiese man wat altyd die antwoorde wil hê, het geweet ek moet ook doen. Soos wat hy hier deur die Here gelei is, die engel wat vir hom gesê het waarheen hy moet gaan in vers 26, die Heilige Gees wat vir hom sê het hy moet nader gaan aan die wa in vers 29. Die Heilige Gees wat hom weggeneem het van daar af in vers 39, net so lei die Here my en jou elke dag om te doen. Praktiese Filippus, wat weet hoe belangrik dit is om die antwoord ook te kry en die vraag ook te vra, het ook geweet hoe belangrik dit is om te doen wat die Here vir hom kom sê. In sy lewe dink ek is daar nog 'n paar preke se lesse vir jou en my. As jy dalk soekend, het die vraag gevra. Wanneer die Here Jesus roep, kan ons net sê ja. Kan ons net saamgaan. Wonder jy, soek jy praktiese antwoorde? Is daar worstelvrae oor die woord en oor die geloof? Vra dit. En weet dat ons begrip moet vra. Die Here kom leer ons. Maar net as ons in Christus se openbaring en sy woord gewortel is, as dit is waar ons dit gaan soek. Doen jy? Die Here kom gee aan Filippus 2 opdragte, wat hy ook aan jou en my kom gee. Hy kom sê, volg my. En Filippus het gevolg. En hy kom sê, gaan uit. Hier vir Filippus sê, hy gaan uit op die woestynpad, maar hy sê vir hom, gaan uit.
doen en wees getuie tot aan die uithoeke van die aarde. Die Here Jesus kom sê vanoggend deur sy Gees vir jou en my, volg my en gaan uit. Wat is ons reaksie? Wat is ons antwoord? As die Here dit vir ons sê. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, vanoggend as ons terugdink oor die woord, sien ons hoe groot u genade is. Here, as ons terugdink oor die disippels wat Here Jesus u gekies het, dan kon dit enige een van ons hier gewees het, om daar in die binnekring te wees, en daarom kan ons vanoggend terugkyk en weet, u het ons, Here Jesus, deur u offer in u binnekring ingenooi. U het die Heilige Gees vir ons gegee, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat self God is, om in ons te woon, en daarom weet ons, Here, dat u ons in die binnekring innooi. Volg my, sê u. Dankie dat elkeen van ons het ons eie kan maak, kan verklaar, die Here het my geroep. Here, u het ook vanoggend vir ons kom leer, dat u ons stuur. Maak ons, o Heilige Gees, hande en voete en monde gewillig om hierdie evangelie die wêreld in te dra. Gee aan ons die geleentheid om dit te deel in liefde. As u wil, Here, gebruik ons mond, om ook verander te sê, die Here Jesus sê, volg my. Dit is genade op genade op genade, waarvoor ons u dank. Ons kom, Here, ons kom dankie vir ons gemeente, ons dankie dat ons vanoggend soveel byeen kan wees, en soveel van ons kan aanbid en kan weet, u hoor elkeen se gebed. U ken elkeen se hart, u ken elkeen se vreugdes en vrese. U ken elkeen se pyn, elkeen se siekte en elkeen se lyding. Daarom bid ons, Here, wil u u hand uitsteek. Heilige Gees, u wat genees, wil u kom genees waar dit u wil is. Ja, Here, ook waar ons so dikwels struikel en stoei met u wil. Heilige Gees, kom gee aan ons 'n berusting en 'n kalmte om te weet u is in die. Ons kom sê dankie, Here, vir die liefde wat ons in ons gemeente ervaar. Here, liefde wat net van u afkom. Liefde wat ons deel geword het, Here Jesus, toe u vir ons sondes aan 'n kruis gesterf het. En daarom loof en dank ons u. Daarom sê ons aan u kom toe alle lof en alle eer en alle dank en alle aanbidding tot in ewigheid. Amen.